Ons gaan nou bid. Liewe Here, U is 'n almagtige Vader. U het ons lief met U hele hart. Ons is kinders van U. Ons wil net jammer sê vir al die tyd wat ons misbruik het om nie met U tyd te spandeer nie. Dankie dat U vir ons gemaak het. Ons wil ook jammer sê dat ons nie behoorlik met U tyd spandeer nie. Ons sê vir U dankie vir alles wat U in ons lewe doen. Siekes gesond maak, red van ons sondes. Asseblief help ons om die krag te gee om U te loof en te prys. Dankie Here, amen. Ek lees uit Kolossense 3 vers 12 tot 17. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. So moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep. En wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Dit is die woord van God. Vriende, goeiemôre. Wat 'n voorreg om so omsingel te wees deur sulke jong, dapper kinders wat ons voorgaan in gebed en skriflesing. Dankie Anna en dankie Anay. Julle mag dalk agtergekom het vanoggend is hier 'n bietjie meer kinders en ons is 'n klein bietjie meer familie georiënteerd en dit is omdat ons by familietyd is vanoggend. So in ons reeks kwaliteit tyd of kwaliteit is ons vanoggend by familietyd. En so dis vir ons 'n groot voorreg om die kinders hier te hê. Ons kadette is vanoggend hier. Welkom aan julle en ons ligmag oudjies is ook hier vanoggend. Welkom aan julle en julle is hier want ons gaan julle ouers leer oor familietyd en dan moet julle hulle asseblief aanspreeklik hou. Julle moet hulle herinner wat ons hulle vandag leer. En so dis opwindend. Ek het heelwat tyd gespandeer aan hierdie ding. En ek vertrou die Here is ons genadig wees in die hoeveelheid materiaal wat ek graag vandag wil kommunikeer. Maar as dit te veel is, hierdie boek is uitstekend. As julle op oesreste is, Johannes Doenser se boeke is die moeite werd om te koop. Hierdie boek se naam is Disciplines of a Godly Family. En wat dit opwindend maak is, dit is 'n geweldige Bybelse boek, maar dit is ook 'n baie ryk boek, is 'n warm boek. So die eerste gedeelte is Building a Family, so hoe om dit lekker te maak om 'n familie te wees. Dan Spirituality, hoe om in ons kinders geestelik in te ploeg. En dan Everyday Living. En hier is soveel waardevolle goed. As ons kinders het byvoorbeeld hierdie week die maniere gedeelte aan tafel het ons dit gelees. Hoe lyk tafelmaniere en hoe lyk die gesprek rondom die tafel? En die oomblik toe daar 'n klein bietjie meer struktuur is, toe is dit vir almal baie meer vreugdevol. En so hierdie boek kan ek baie sterk aanbeveel as 'n ryk teologiese en praktiese boek. R. Kent Hughes, The Disciplines of a Godly Man, ook geskryf vir die wat dit ken.
En daar is hy's 'n great ou, hy en sy vrou het hierdie saam gedoen. So is nog beter as hy doen meeste van sy boeke saam met sy vrou dink ek. Maar dit is baie goed. En dan is daar hier's 'n ander ene wat ek ook net vinnig wil aanbeveel. The World Needs a Father, 'n klompie van ons doen dit. Dit is nie van dieselfde gehalte teologies sou ek sê nie, met alle respek. Maar dit is baie prakties en dit help jou om na jouself te kyk in die manier waarop jy optree teenoor jou kinders en die manier waarop jy optree in jou wêreld. En so dit forceer jou 'n klein bietjie om besluite te neem. En dis hoekom hierdie The World Needs a Father van Cassie Carstens 'n baie goeie boek is om te oorweeg. Okay. Dis 'n paar afkondigings. Kom ons bid en vra dat die Here ons genadig sal wees voordat ons in vandag se teks induik. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir vanoggend. Ons dankie dat U hier is vanoggend. U is vanoggend deur die Gees in ons midde. En so ons wil vra dat U genadig met ons sal wees. Vader, sal U met ons praat? Sal U ons help om U groot plan vir die familie te verstaan? Sal U ons help om die voorregte van wat dit is om deel van 'n Christenfamilie te wees, te verstaan? En sal U ons opgewonde maak, Vader? Sal U ons verander? Sal U ons vernuwe? Sal U ons help om na die wêreld te kyk soos wat U na die wêreld kyk? En sal U ons gebruik, Vader? Sal U ons mense maak wat sout en lig is in hierdie wêreld? Vir ons voordeel, vir U glorie en vir die voordeel van die mense rondom ons. Vra ons dit in Jesus naam. Amen. Vriende, hier is nou nog 'n bietjie embarrassing. Ek het die week verjaar. En my vriend het my herinner dit is my jubilee jaar. So dit is vir die wat weet wat dit beteken, dis my jubilee. Ek is nog nie heeltemal 50 nie. Nou verjaarsdae is vir my nie 'n groot ding nie. Ek hou niks van die limelight nie. Ek hou niks van daarvan as mense vasmaak nie. Ek het al 3 partytjies gehad vandat ek 'n volwassene is, 19, 21 en 30. En dis dit, want ek hou nie van die limelight nie. Maar kinders verander alles. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Kinders maak die lewe ryker. Ja, kinders, julle maak julle ouers se lewens baie ryker. Kinders forceer ouers om te groei en kinders forceer ouers om te lewe. Vir kinders is verjaarsdae baie belangrik. Vir kinders is dit 'n groot ding en wat vir kinders 'n groot ding is vir ouers 'n groot ding. In ons huis staan die wat nie verjaar nie 5 uur op om die dingetjies vinnig te gaan regkry wat nog nie reg is nie. En die een wat verjaar, die verjaarsdagmaatjie slaap laat. Hy moet slaap tot hy wakker gemaak word. En so 5:30 dan storm almal in die kamer in. Hulle spring in die bed, hulle begin te sing. Die kinders sing en gaap en lag en dans gelyktydig in die bed. En dan neem ons die bedfoto, die tradisionele bedfoto wat saam met die vorige jaar is gaan, almal se hare die mekaar, pragtige foto en iemand werk altyd nie saam nie. Maar dis die bedfoto en dan begin die grootste opwinding van die dag. Die jongste tot die mamma kry 'n beurt om die verjaarsdagmaatjie te kry om die geskenke te gaan soek. En hy gaan soek die geskenke met warmer koue. So, ek weet nie wie van julle ken warmer koue nie, maar hy stap en as dit warmer, koue, warmer, tot by die geskenk brandwarm en dan kry hy die geskenk. Dit is 'n fees. Dis 'n opwindende fees vir oud en jonk. Oor die jare het dit so in ons huis ontwikkel dat die kinders het 'n gesinpartytjie, hulle het 'n skoolpartytjie, hulle het 'n kerkmaatjiespartytjie en hulle het waarskynlik 'n familiepartytjie ook. En so ek en Wilhelmine het besluit ons het ook nou 'n verjaarsdagweek. Ons vier verjaarsdagweek in ons huis. En dis lekker. En so die rede hoekom ek hierdie storie deel is om die prentjie te skets, 'n smaakie te gee van wat dit beteken dat God ons deel gemaak het van 'n familie. Dis 'n geweldige voorreg om deel van 'n familie te wees. En die gesin is die kleinste boublok van 'n familieeenheid. Sien, kinders is amazing. Vandat ons ouers geword het, moes ons groei. Ons het nie 'n keuse gehad nie, ons moes ontwikkel. Ons moes dieper gaan met mekaar, ons moes dieper gaan met God. Ons moes dieper gaan met ons Christenvriende om vir hulle wysheid te vra en hulp te vra en gebed te vra. Die familie is 'n broeikas vir groei, vir ouers en vir kinders. Die Bybelse familie is 'n broeikas om ons sout en lig in die samelewing te maak.
God weet hoe om die lewe ryk en vreugdevol en uitdagend te maak terwyl ons sy doel bereik. As ouers huil ons baie meer as voor ons ouers was, maar ons lag ontsaglik baie meer. En die lewe is veel ryker en dieper as wat ons ooit kon droom moontlik sou wees. En soos ek genoem het, hou ek nie van partytjies nie. En ek hou nie van spur glad nie eintlik nie. Maar my kinders laat nie die geleentheid verbygaan. 'n Partytjie gaan mens spur toe. As iemand verjaar, gaan ons spur toe. En hulle laat ook die kelners weet wie die verjaarsdagmaatjie is, sodat hulle kan kom sing en sodat almal lekker saam vir jou kan lag. En so die foto wat ek gaan opsit, wat ek vir Pieter gaan vra om op te sit, is 'n foto van 'n ouer wat embarrassed is en kinders wat vir hom lag. En 'n roomhuis wat dit net nie die moeite werd maak nie. Maar die punt is, ouers doen vreemde goedes vir hulle kinders. Hulle is bereid om verder te gaan. Hulle is bereid om meer te wees. Hulle is bereid om dapper te wees. En kinders bring vreugde in ouers se lewens in. Kinders, het julle geweet, julle vreugde wat julle ervaar julle ouers meer. Wanneer julle bly is julle ouers se harte meer bly. Wanneer julle hartseer is of bekommerd is julle ouers meer hartseer en meer bekommerd as julle. Dit is God se ontwerp vir die familie. Ons mense wat werklik diep lief is vir jou en wat werklik vir jou omgee. Psalm 127 sê, kinders is 'n erfenis van die Here en 'n beloning van God. En Psalm 128 beskryf die grootste seëning wat 'n mens kan hê. Hy sê, kinders soos olyfboompies om jou tafel is 'n seëning van die Here. En oor hoe eindig hy sy seëngebed af? Hy sê, Psalm 128 vers 5, mag die Here jou seën uit Sion, sodat jy al die dae van jou lewe die goeie van Jerusalem sal geniet. En mag jy jou kinders se kinders sien. Wat is seën? As ons kinders vir ons 'n groot vreugde is, hoe groot vreugde is ons kinders se kinders? Ek is oortuig daarvan, dat soos wat ons na ons kinders kyk en vreugde ervaar, my pa sê dit terloops vir my, hy sê, die enigste ding wat lekkerder is as om 'n pa te wees, is om 'n oupa te wees. Want jy sien in jou kinders, sien jy die vreugde van hulle kinders, en jy ervaar dit trippel. En ek dink, dieselfde is ook waar, soos wat God na ons kyk. As God sien hoe ons vreugde in ons kinders ervaar, en hoe ons oupas vreugde in ons ervaar, dan ervaar God daai vreugde nog meer, want dit is sy ontwerp, dit is sy goeie ontwerp. Familie is 'n geweldige geskenk van God. En ons familietyd, ons tyd saam is kosbaar en is min. Op 'n ewigheidsskaal is ons tyd as 'n familie saam min. En so, ons wil graag die meeste maak daarvan. En daarom ons kwaliteitreeks gaan oor hoe om die tyd uit te buit, hoe om die meeste te maak van die geleentheid wat God vir ons gee. Efesiërs 5 vers 16 sê, koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. En so die vraag wat ons vandag eenvoudig wil beantwoord, is hoe maak ons die meeste van ons familietyd? Hoe maak ons die beste gebruik van die tyd wat God aan ons toevertrou? Dis wat ons vandag gaan probeer doen. Maar voor ek daar kom, voordat ons na Kolossense 3 kyk, Kolossense 3 vers 12 tot 17, wil ek net 3 punte maak. Dit is belangrik om 3 punte vinnig te maak voordat ons daarna kyk. Die eerste een, ons gebruik Kolossense 3 vers 12 tot 17 tematies. So, dit beteken ons gaan die beginsels gebruik en ons gaan nie noodwendig by al die details stil staan nie. Tweedens, die Kolossense 3 gaan hoofsaaklik oor die kerkfamilie. Dit gaan oor hoe ons teenoor mekaar optree as 'n kerkfamilie. Maar die gesinseenheid, die biologiese gesin is die boublokke van die kerk. En so dit is op sy sterkste waarvan 'n gesin, 'n biologiese gesin, Kolossense 3. Dit is verseker van toepassing op hoe ons teenoor mekaar in die huishouding ook optree. En dan derdens, ons gaan vandag fokus op die gesin. En ek gebruik die stereotypiese gesin as voorbeeld vir ons om te dink. So ek gaan gesels oor ma, pa en kinders as 'n gesin. Dis nie ons almal se omstandighede nie, ek besef dit.
Ek weet dat God het 'n plan vir elkeen van ons se lewens en ons almal se stories lyk nie dieselfde nie. Bybels vorm 'n nuwe gesin wanneer een man en een vrou trou, dan sal 'n nuwe gesinseenheid wat gevorm het. En God besluit vir wie hy kinders gee en God besluit vir wie hy eggenote gee. Dis in God se goeie hand en ons kan hom vertrou daarmee. God stap met elkeen van ons 'n unieke pad, al lyk ons stories anderste. Hy is ewe lief vir elkeen van sy kinders en hy weet hoe om ons lewens te vorm sodat ons lewens in sy koninkryk en in sy oë sinvol is en bevredigend is. Mense soos Paulus en ander is sonder eggenoot en sonder kinders. En hulle trap baie diep spore in mense se lewens en het 'n baie groot impak op die koninkryk. Die Bybel praat van enkellopend te wees as 'n geskenk van God. Daar's 'n sekere sin waarin jy meer kan doen. En dieselfde is waar as dit 'n gesinseenheid is sonder kinders, het jy meer kapasiteit om goed te doen. Want daar's ander verantwoordelikhede wat jy nie dra nie. En so ons sê nie een storie is meer belangrik as 'n ander storie nie. Ons kyk net vanoggend na 'n stereotypiese gesinseenheid om die beginsels te probeer kommunikeer. Ons sal eendag terugkyk, wanneer ons in die hemel is, sal ons terugkyk op al God se kinders se lewens en ons sal hom prys vir elke storie wat God geskryf het, wat vir hom betekenisvol was en wat in sy koninkryk 'n groot verskil gemaak het. En so ons prys God vir alle stories. Vanoggend gaan ons net kyk na, of ek gaan ten minste as ek praat van die gesin, praat van ma, pa en kinders. Dit sal maklik wees vir iemand wat se storie anders te lyk om die beginsels op homself van toepassing te maak. OK, dit gesê, ons het vinnig nodig om na Kolossense ook te dink, om oor Kolossense te dink en net 'n idee te kry van waar ons nou induik. Ons duik nie by Kolossense 1 in nie, ons duik by 3 in. En so hoofstuk 1 en 2 gaan hoofsaaklik oor die volheid wat die gelowige in Christus beleef. Daar word die hele tyd vir jong Christene in Kolossense gesê, hulle is nie waardig nie, hulle geloof is nie goed genoeg nie, daar's meer, daar's beter. En Paulus sê vir hulle nee, julle het volheid in Jesus. Alles wat julle nodig het, is in Jesus vir julle beskikbaar. Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. En so die gelowige se lewe is in Christus opgesluit. Jesus se lewe is ons lewe. En dit is waar ons krag vandaan kom. Dis waar ons vreugde vandaan kom. Dis waar ons waarlik lewe in verhouding met Jesus. Die Christenfamilie, vir die Christenfamilie is familietyd 'n tyd om hierdie lewensoriëntering te vestig, om so te dink oor die lewe, om te dink dat by Jesus is daar vir ons volheid. By Jesus is daar vir ons vervulling. By Jesus is daar vir ons alles wat ons nodig het. Om so te dink oor die lewe is die beste ding wat ons vir ons kinders kan leer en is die beste ding wat ons in die proses vir onsself kan leer. En so ons gaan vanoggend by 3 punte stil staan in Kolossense 3 vers 12 tot 17 soos wat ons dit effens tematies hanteer. Ons gaan kyk in vers 12 na familieidentiteit, familiewaardes en familieroeping. Identiteit, waardes en roeping. En ons gaan na die 3 onderwerpe kyk, by die 3 temas stil staan om te verstaan, ons wil die vraag antwoord, hoe lewe ons kwaliteit familietyd? Hoe maak ons die meeste van die tyd wat God vir ons gee? Die tyd wat God aan ons toevertrou. En so ons gaan eerstens kyk na identiteit. Ekskuus. Wat is identiteit? Enige iemand, wat is identiteit? Toe maar ek sal sê. Identiteit is dit wat ons van onsself dink. Dis hoe ons oor onsself voel. Dis onsself, dis nie heeltemal ons selfbeeld nie, maar dit is wat ons van onsself dink. En dis as ons die vraag wil antwoord, wie is ek? En die antwoord is my identiteit. En ons identiteit bepaal hoe ons oor onsself voel. Dit bepaal in 'n baie groot mate hoe ons oor alles voel. En dit bepaal ook wat ons kies om te doen.
Die wêreld rondom ons is konstant besig om te probeer om hulle identiteit te vind. Hulle is besig om hulle identiteit te probeer volmaak. Hulle soek identiteit in dinge wat hulle sal laat okay voel oor hulle self. En so hier's vir ons 'n lysie van dinge waar die kultuur rondom ons hulle identiteit in probeer vind. Mense vind hulle identiteit, dit klink oppervlakkig, maar mense probeer hulle identiteit te vind in hulle voorkoms. Mense voel 'n bietjie beter oor jouself as jy bietjie beter lyk. Ja, dit is seker so. En so om jou identiteit in jou voorkoms te vind is wat die wêreld rondom ons doen. Ons probeer mooier te lyk, ons probeer fikser te lyk, ons probeer gesofistikeerd te lyk, sodat die mense rondom ons beter van ons kan dink en sodat ons beter oor onsself kan voel. Selfs is waar met prestasie. Ons probeer om te presteer sodat ons op die sportveld kan mense ons respekteer. Akademies voel ons, ek is okay want ek is beter as daai ou en ek is daarmee so sleg soos daai ou nie. Of werk, ons probeer om ons identiteit te vind in ons werk, prestasie by die werk. Selfs is waar van verhoudings, besittings, hoe mense oor ons dink, openbare beeld, ervarings, so dis nogal 'n ding wat nie toe ek groot geword het 'n groot ding was nie, maar definitief nou 'n baie groot ding is. Ons vind ons identiteit in al die belewennisse wat ons het. Die toere wat ons het, ek is okay want ek het al die goedes gesien, ek is okay want kyk die ervarings wat ek gehad het. So ek is okay want kyk ek kon wat ek al groot endurance ding gedoen het. En dan sal seker goed is ons is okay. Ek dink ek is okay want ek is 'n affie of ek is okay want ek is 'n kloofie. Ek weet nie wat die boys daai ouens is nie. So ek is okay want ek is 'n boetjie. Is dit reg? Ek weet nie wat die waarheid is nie. Maar anyway, so dis die tipe van goed is waar in ons identiteit tipies probeer vind en veral die wêreld rondom ons. Nou die goed is op sigself is nie sleg nie. Die probleem is dat hierdie goed is nie blywende waarde vir ons gee nie. En ons moet aanhou om nog meer te soek. Dis okay goed is, dis waardevol. Maar ons kan dit in 'n oogwink verloor en dan sit ons met die vraag, wie is ek? Wie is ek as ek nie die vinnigste is nie? Of wie is ek as ek nie die mooiste is nie? Of wie is ek as ek nie met die ou pelle is nie? Of as ek nie in die groep is nie? Of as ek nie die nice kar ry nie? Wie is ek? Wat maak ek saak? Hoekom sal iemand na my luister? Verstaan, identiteit is 'n belangrike ding. En so hierdie teks gee vir ons blywende identiteit. Dit gee vir ons identiteit waaruit ons kan lewe vir ewig. God gee vir ons 'n primêre blywende identiteit. Iets wat maak dat ons nie hoef te streef nie, maar vry is. God het dieselfde vir Jesus gedoen. Voor Jesus met sy bediening begin het God vir Jesus sy identiteit bevestig. Met Jesus se doop het God Jesus se identiteit bevestig. Hy het hierdie gesê, Markus 1 vers 11. En 'n stem het uit die hemel gekom, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Sien, dis wat God vir Jesus gesê het, om hom te laat verstaan, dat sy werk lê nie, sy waarde lê nie in wat hy doen nie. Sy waarde lê nie in wat ander van hom dink, of wat ook al nie. Sy waarde lê in wat sy Vader van hom dink. Sy Vader sê, jy is my seun, ek is lief vir jou, en ek is verheug oor jou. Dis voor hy begin werk het. Sy identiteit was gevestig, en daarom was hy vry om die goeie te doen, dit waartoe God hom roep. Hy hoef nie te geskarrel het vir identiteit die hele tyd nie. Hy hoef homself nie te bewys teenoor niemand nie. Hy was vry. Hy was vry om 'n vernederende dood aan die kruis te sterf, want sy Pa het gesê, ek is verheug oor jou. Ek is lief vir jou. Ek is bly oor jou. Jesus se identiteit is bevestig voordat hy gedoen het dit waartoe God hom geroep het. En dieselfde is waar vir die Christen. Die Christen en die Christenfamilie is die plek waar ons identiteit ontvang. Kolossense 3 vers 12 is die ding waarmee daai gedeelte begin. Dit is 'n bevestiging van die Christen se identiteit. Kolossense 3 vers 12 sê, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is. Gelowiges se identiteit is God se uitverkore, heilig en geliefd. Nou glo jy dit van jouself? Is dit wat jy, as jy die vraag moet antwoord, wie is ek? Wat sou jy sê? Sou jy sê,
die God van die heelal, die skepper van die heelal, het voordat hy in Genesis 1 die wêreld gemaak het hy gedink, ek is lief vir daai een, ek gaan hom maak, ek gaan hom red, ek gaan 'n verhouding met hom hê in 2025. Ek is opgewonde oor wie hy is. God het ons uitverkies voor die skepping van die wêreld as ons sy kinders is. God is opgewonde oor ons. Ek onthou voor ons eerste kind gekry het. Dit het seker ook gebeur met die tweede en die derde, maar Mrs. Fuzzy later af. So ek onthou nog voor die tyd. Maar ek onthou hoe opgewonde ek was om ons kind te ontmoet. Ek het nie self gedra nie, so ek het nie ongemak en daai tipe van goed beleef nie. Maar ek was opgewonde om ons kind, hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe mensie wat God vir ons gaan gee. Ek was opgewonde om haar te ontmoet, al het ek gedink sy was 'n seun. En ek is dankbaar dat God vir ons die kind gegee het wat hy vir ons gegee het. Hy het presies geweet wat hy gedoen het. En ek was opgewonde om vir die kind toe ek nou vir Kirsten ontmoet, vir hom te begin praat sodat ek kan leer ken, sodat ek kan hoor wat sy dink, sodat ek kan verstaan wat in haar hartjie aan die gang is. Ek was opgewonde en ek is nog steeds. En dit is hoe God oor sy kinders voel. Dis hoe hy oor ons voel, maar hy het lank gewag voordat hy ons ontmoet het en voordat ons met hom begin praat het. God het ons uitverkies voor die skepping van die wêreld. Dit is iets wat ons identiteit kan vorm. God is opgewonde oor ons. Die skepper van die heelal het ons uitverkies vir 'n verhouding met hom. Hy is opgewonde oor ons. Hy is elke dag by ons. Hy geniet dit om van ons te hoor. En hy is bly ons is vandag hier om van hom te hoor. En so die eerste ding wat ons identiteit vorm is ons is uitverkies. Die tweede ding ons is heilig. Heilig is, Poene het ook laasweek gesê, heilig beteken ons is afgesonder vir God. Ons lewens is kosbaar. Dit is iets besonders en dit is toegewyd aan God. En so ons lewens rig ons in omdat ons kosbaar is vir God. Niks wat ons doen maak sin as dit nie vir God vreugde bring nie, want ons is heilig, ons is syne. En ons lewens maak net sin wanneer ons dit vir hom lewe. Ons is heilig. En derdens vind ons identiteit in die feit dat ons geliefd is. Ons het reeds 'n bietjie daaroor gedink. Een van die wonders van familie wees is ons ervaar in die familie 'n klein smaakie van God se liefde. Ouers, het julle al ooit gewonder hoekom julle lief is vir julle kinders? Enige iemand al gewonder hoekom is jy lief vir jou kinders? Hoekom is jy bereid om soveel dinge vir hulle prys te gee? Hoekom is jy bereid om aan te hou praat, gevraagd of ongevraagd, vir hulle te sê wat reg en goed is en wat jy dink? Hoekom is jy bereid om dit te doen? Want jy is lief vir hulle. Jy wil die beste vir hulle hê. Jy wil hê hulle moet mense wees wat hulle potensiaal kan bereik en wat kan staan in die samelewing. Ons is lief vir ons kinders want God het ons lief gemaak vir ons kinders. God het waarde in ons kinders geplaas en hy het ons gehelp om daai waarde te erken en dit te probeer te laat ontkiem en te laat floreer. Ouers is lief vir hulle kinders want God maak hulle lief vir hulle kinders. Dis 'n smaakie van God se liefde vir ons. Ons liefde vir ons kinders is 'n smaakie van God se liefde vir ons. En is 'n fraksie van God se liefde vir ons. God se liefde vir ons, God se kapasiteit vir lief hê is aansienlik groter as ons. God se liefde is nie gebaseer op wie ons is nie, maar op wie God is. God is liefde. God se wese is om sy skepping lief te hê. Sy skepping rebelleer teen hom, weens sonde en sy skepping draai die rug op hom weens sonde, maar God kies om sy kinders te red. Hy kies om sy kinders terug te koop. Hy kies om hulle met die bloed van sy seun terug te koop, sy eie te maak en ons vind ons identiteit in daai liefde van God. Primêr. Ons vind primêr ons liefde, ons identiteit in God se liefde vir ons. Ons vind sekondêr wel ook ons liefde in ons huis, in ons huishouding. In die huis wat God vir ons gegee het, vind ons identiteit. Ouers, gelowige ouers, ons het nodig om ons kinders te leer dat hulle kosbaar is. Dat hulle kosbaar is vir God en hulle is kosbaar vir ons. Ons moet vir ons kinders sê,
My seun, my dogter, jy is my geliefde. In jou verheug ek my. Ek is bly oor jou. Ek is dankbaar vir jou. God het jou vir my gegee en ek kan nie glo hoe goed hy was om jou vir my te gee nie. Ek is so dankbaar. God het ons 'n familie gemaak. Sien, ons vestig beide ons Christen identiteit in ons kinders, maar ook ons huisidentiteit in ons kinders. Kwaliteit familietyd is om vanuit ons identiteit in Jesus te lewe en dieselfde identiteit aan ons kinders oor te dra. Ek is totaal oortuig dat hierdie is die beste moontlike ding wat ons vir ons kinders kan doen. Ek weet hoe ek sukkel om die identiteit wat ek in Jesus het uit te leef. En so ek probeer om elke dag vir my kinders dit te bid. As ek hulle by die skool aflaai in die oggende, dan sê ek vir hulle, dan bid ek vir hulle. Mag julle God se liefde ken, mag God se liefde julle vandag definieer, mag God se liefde julle vandag vrymaak om dit te doen waartoe hy julle roep. Niks kan hulle meer help as om God se liefde te ervaar en te lewe in die wêreld waar hulle self bevind nie. As hulle God se liefde ken, is alles anders te hanteerbare bysake. En so eerstens, identiteit. Ons vind ons identiteit in God se beskouing van ons. Hy sien ons as uitverkies, geheilig en geliefd. Tweedens, die tweede manier waarop ons familietyd kan uitkoop, die beste kan maak van ons familietyd saam, is om die familiewaardes te leer. Die familiewaardes van die kerk en die familiewaardes is dieselfde familiewaardes wat in ons huishoudings behoort te wees. Cassie Carsons in sy boek noem familiewaardes the filters of our decisions and the pivots of our behavior. So waardes bepaal wat vir ons belangrik is, ons waardes bepaal die besluite wat ons neem en die gedrag wat ons dan uitvoer. Dis dieselfde as wat die hart van vol is, loop die mond van oor, maar ook loop die dade van oor, wat ons hart van vol is. Spreuke 4 vers 23 sê, ekskuus. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Ons lewe uit ons harte uit. Dit wat in ons harte is, dit kom uit. Paul Tripp se ouerskapkursus is gebou op hierdie beginsel van hierdie versie. Shepherding a child's heart is die idee dat wat ons liefhet, so lewe ons. En so ons wil ons kinders leer om lief te hê dit wat God liefhet. Ons wil vir ons kinders Bybelse waarhede leer, Bybelse waardes leer. En onthou, ons kinders is soos 'n spieël van ons. Ek weet nie wie van julle al gehoor het hoe julle kinders met mekaar praat as hulle ongeduldig is nie. Ek kan jou beloof, ek kan myself hoor in hoe my kinders met mekaar praat. Ons kinders hou 'n spieël op van wat vir ons belangrik is. As ouers het ek al gesien, dit waarvoor ek lief is, daarvoor raak my kinders lief. Ek en Wilhelmine hou baie daarvan om plaas toe te gaan. Ons hou van die stilte en die vrede en die natuur. En snaaks genoeg, ons kinders het geleer om die plaaslewe baie te geniet. Hulle wil elke vakansie wat hulle kan, wil hulle plaas toe gaan. Dit wat vir ons lief is, daarvoor raak ons kinders lief. En dieselfde is waar vir ons waardes. Dit wat ons hoog op prys stel, dit raak vir ons kinders belangrik. As gemak vir jou 'n waarde is, as gemak vir jou baie belangrik is, dan leer jou kinders dit soos blits aan. As jy 'n liefde vir geld het, 'n liefde vir baie geld en dit wat dit vir jou kan beteken, dan kan jy weet jou kinders is besig om dit te leer. Alle families het waardes. Ek dink net nie ons is altyd baie duidelik oor wat ons waardes is nie. Ons gaan baie keer maar net aan. Dis waar die blou boek The World Needs a Father goed is. Hy help jou om jou waardes te definieer. Maar ons waardes kom uit ons kultuur uit baie keer, ons waardes kom uit ons ouerhuise uit, en baie keer kom gebroke waardes uit ervarings uit, wat ons beleef het. Met ander woorde, om 'n voorbeeld te gee, as jy al seer gekry het in 'n verhouding, dan leer jy hoe om jouself te beskerm, sodat mense nie naby aan jou kan kom nie, en so jy leer 'n bietjie isolasie, en so isolasie of om veilig te wees is
om onnodig veilig te wees binne in verhoudings is vir jou 'n waarde en is 'n gebroke waarde wat jou isoleer van ander mense af. Dit is iets wat die Bybel en God se woord en sy gees in 'n gemeenskap kan verander. En so ons wil ons kinders leer om Bybelse waarhede te lewe. Ons wil ons kinders leer om lief te wees vir Bybelse waarhede. In Kolossense 3 vers 12 tot 14 gee Paulus vir ons 7 waardes. Ek gaan dit vinnig lees. Kom ons lees vinnig saam. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, bekleed julleself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar bekleed julle bo en behalwe al hierdie dinge met liefde, wat 'n band is wat alles volmaak saambind. En so hier is die waardes wat vir ons gegee is: innige meegevoel, goedheid, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdraagsaamheid en vergifnis. Ons gaan nie by almal van hulle kan stil staan nie, ons gaan nie deur hulle almal kan dink en praat nie, want ek het nog 'n klompie. En so ons gaan slim moet wees oor hoe ons hierdie benader. En so hierdie is waardes wat ons wil dink en oor wil gesels. Byvoorbeeld, Andrew Murray het 'n boek geskryf oor humility, 'n boek wat seker meer as 100 jaar later nog steeds mense se lewens verander. En Tim Keller se boek oor vergifnis is 'n waarde is 'n boek wat ons almal eintlik nodig het om te lees, waarskynlik vergifnis. En so ons wil seker maak dat ons hierdie waardes verstaan en dat dit ons in word, sodat ons dit vir ons kinders kan leer. En so daar's te veel om vanoggend by dit alles te kan stil staan. En so my plan is om huiswerk te gee. Kinders, sê julle asseblief julle ouers aanspreeklik hou dat hulle huiswerk doen. Ek gaan 'n lysie uitstuur met daai 7 waardes en nog 13 ander, as my wiskunde nou, nee, is nie daar, anyway, 16 ander. En dit is nog steeds nie 'n volledige lys van waardes nie. Sit jou eie waardes by. Waardes wat dit nie tot op die lys gemaak het nie, is dinge soos resilience, kreatiwiteit, orde, versoening. Dit het nie dit tot op die lysie gemaak nie. Maar daar is die lysie. Die eerste 7 het ons vinnig na gekyk. Ek gaan net 'n paar uitlig wat ons vinnig by gaan stil staan. En die idee is, ek probeer maar net 'n paar uit te lig, sodat julle by die huis weet hoe om, of 'n idee het. Julle gaan waarskynlik beter kan doen in julle eie konteks, julle sal, want julle ken julle kinders. Maar dat hierdie waardes kan posvat. En so, meegevoel. Meegevoel is die eerste ene. Hoe voel dit, wat beteken dit om meegevoel met mekaar te hê? Dink, stel jouself voor, julle sit aan tafel, julle sit en julle bespreek, hoe lyk dit om innige meegevoel rondom te hê? Hoe lyk, ons wil hê die kind moet dit nie net hoor wat dit beteken innige meegevoel, dit beteken ons gee om vir ander hoe hulle aan die binnekant voel, hulle het ook gevoelens. So ons wil nie net hê, hulle moet verstaan wat dit beteken nie, hulle moet leer om dit te ervaar, so hulle het nodig om dit in die huis te sien, innige meegevoel. Dit was taaf vandag gewees by die skool, want 'n maatjie wou nie met my speel nie en ek het pouse alleen buite rondgeloop. Iemand moet sê ek verstaan, ek was ook al daar. Dis sleg. Kom ons doen dit nie aan ander nie. Kom ons wees die maatjie wat met die gaan speel wat alleen op pouse op die speelgrond rondloop. So ons wil innige meegevoel op so 'n manier kommunikeer dat dit iets is waar almal opgewonde kan wees, want ons almal het dit nodig en daarom kan ons almal dit gee. En so dis wat ons wil doen. Met al 23 van hierdie en die ander wat julle op die lys wil sit. En so ek gaan vinnig net by 'n paar stil staan. Die eerste een is dankbaarheid. En dankbaarheid wil ek by stil staan omdat dit 3 keer genoem word in vers 15 tot 17. Elke sinnetjie eindig met dankbaar, wees dankbaar, wees dankbaar. En so hoekom is dankbaar om dankbaar te wees so 'n groot waarde in 'n Christen familie? Want dis om genade te verstaan. As ons nie dankbaar is nie, verstaan ons nie genade nie. Dan verstaan ons nie God se goedheid nie. Alles in die lewe
wat goed is, wat ons ervaar, is 'n geskenk uit 'n goeie God se hand uit. Die lewe is 'n geskenk uit God se hand uit. Nuwe lewe is, familie is, gesondheid is, vriende, natuur, verjaarsdae, alles is 'n geskenk uit God se hand uit. Of dit nou hoe dit ook al na ons toe kom, alles wat ons beleef en elke dag is iets waarvoor ons kan dankbaar wees. Geestelike gesonde families is dankbaar families. Dankbaarheid. Tweede een waar ek vinnig verby stilstaan is respek. Romeine 12 vers 10 sê, julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Eerbetoning is om mekaar met respek te hanteer. En so kinders, julle weet seker, julle ouers het seker al vir julle gesê, die 10 gebooie sê, eer jou vader en jou moeder. Dis waar. Julle moet respek teenoor hulle betoon. Julle moet vir hulle luister. Julle moet stil bly wanneer hulle praat. Daar's 'n klomp dinge wat ons leer rondom respek, wat ons help om ons ouers te respekteer. Maar ek dink ook, ons kan ons kinders geweldig baie help as ons teologies dink oor wie hulle is. As ons kinders sien as 'n geskenk van God af, mense wat in die beeld van God geskep is, kan ons hulle ook met meer respek hanteer. Ons is veronderstel om altyd met respek met ons kinders te praat. Ons mag nooit ons kinders boelie nie. Ons mag nooit net vrye teels gee aan ons emosies as dit kom by hoe ons met ons kinders praat nie. Ons het nodig om respek te betoon teenoor ons kinders, sodat hulle kan leer hoe om respek teenoor ons te betoon. Integriteit. Daai beginsel is integriteit. Daai beginsel van dit wat ek sê, dit moet ek doen ook, dit is integriteit. Spreuke 20 vers 7 sê, iemand wat onberispelik leef, 'n regverdige man, gelukkig is sy kinders wat na hom kom. Integriteit is om die regte ding te doen wanneer niemand anders dit sal weet nie. Om dit te doen wat ons weet wat God wil hê, wanneer net God sal weet. Dit is wanneer jou ja is en jou nee is. Ons wil daai waarde najag. Dapperheid is waarskynlik vir my die Christenwaarde wat hierdie week my die meeste opgewonde gemaak het. Soos wat Anna en hy voorgestaan het, kon hulle nie 'n goeie ding doen en almal hierso bemoedig as hulle nie dapper was nie. Dapperheid is amper 'n sinoniem van geloof vir my. Johannes 16 vers 33 sê Jesus, in die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Efesiërs 6 vers 10 sê, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. En omdat hierdie so belangrik is, net nog een. 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manhaftig, wees sterk. Ek dink hulle kon gesê het ook wees vrouhaftig, want vroue is ook sterk en dapper. En so wees sterk. C.S. Lewis het gesê, courage is not simply one of the virtues, but the form of every virtue at the testing point, which means at the point of highest reality. En so wat hy sê is, ons kan niks doen, geen van ons waardes kan ons uitleef as ons nie dapper is nie. Om nederig te wees, op die ou einde, vereis dapperheid. Om vriendelik te wees, vereis dapperheid. Om enigiets goeds te doen, vereis ons moet dapper wees. Om 'n besigheid te begin, moet ons dapper wees. Om 'n bediening te begin, moet ons dapper wees. Om te studeer, moet ons dapper wees. Om werk toe te gaan, moet ons dapper wees. Om te trou, moet ons dapper wees. Om kinders te kry, moet ons baie dapper wees. So ons is met 'n ernstige punt nodig. Maar humor help om ernstige punte te kommunikeer. En so hierdie sportprentjie het gister in my inbox verskyn. En so hierdie sportprentjie sê ons moet dapper wees om in Suid-Afrika te kan bly. In die middel staan ons president en hy sê ek is nie besig om enigiets te sê oor mense wat asylum gaan soek het nie. Ek is niks besig om enigiets van dit te sê nie. Ek maak geen kommentaar oor of mense moet Amerika toe vlug of nie. Ek dink die punt bly staan. Hierdie sportprentjie se punt bly staan. Daar's baie gevare
vir ons om in Suid-Afrika te bly. Daar is baie belasting en unemployment, daar's moord, daar's misdaad, daar's korrupsie, en daar's gebroke infrastruktuur. En so, dit beteken nie noodwendig iemand wat in 'n ander land 'n tuiste gaan soek, is nie dapper nie. Dit beteken maar net hulle gaan soek, hulle kry 'n geleentheid en hulle gebruik dit. En so hierdie was vir my 'n goeie spotprentjie om te sê, selfs net om in Suid-Afrika te bly, moet mens dapper wees. En selfs om 'n grappie te probeer maak, moet mens dapper wees. Anyway. So, hoe leer ons kinders om dapper te wees op 'n Christen manier? Ons leer ons kinders om dapper te wees deur self dapper te wees. Deur self toe te laat dat ons kinders binne perke waag moet ontwikkel en self seer kry. Ons leer dapperheid deur ons kinders kan nie leer om te loop as hulle nie gaan val nie. So hulle moet loop en val om te kan leer loop. En so is dit vir alles. En ons moet ruimte skep vir ons kinders om te val en weer op te staan en aan te gaan as ons wil hê hulle moet dapper wees. My hart is om my kinders te beskerm van enigiets wat hulle kan seermaak. Hulle hoor my baie meer sê wees versigtig, as wat hulle my hoor sê try dit, probeer, go for it, kom ons gaan weer. Ons het nodig om ons kinders te leer om dapper te wees in die klein goedjies, sodat hulle in die groot goed kan dapper wees. Op 'n dieper vlak het ons nodig om 'n konteks te skep waarin ons kinders dapper kan wees in hulle karakter. So hulle is dapper in praktiese goedes, hulle leer hoe om okay te wees met onveilig voel en aan te gaan, maar dan het hulle nodig om in hulle waardes dapper te wees. En so ons moet vir hulle konteks skep waar hulle dit kan oefen. Ons moet ons kinders aanspoor om vir ons uit te wys wanneer ons nie volgens ons waardes lewe nie. Ons moet hulle, om 'n moderne term te gebruik, ons moet hulle leer to speak the truth to power. To speak truth to power. Ons is daai power. En so ons moet vir ons kinders leer om te sê, Papa, ek voel nie gerespekteer as jy so op jou foon kyk terwyl ek met jou praat nie. Of, Papa, ek dink nie jy was nou baie geduldig met die tannie in die winkel nie. Sien, ons moet ons kinders leer om volgens hulle waardes te lewe en vir hulle ruimte gee om dapper te wees, om te ontwikkel. Dapperheid. Ons is amper daar, hoopvolheid. In 'n siniese wêreld, hoe 'n geweldige lig is 'n hoopvolle persoon. In 'n wêreld waar mense geneig is om te kla en te murmureer, goeie Afrikaanse woord, hoe geweldige anderster, hoe anderste kan ons wees as ons eenvoudig Christen is en 'n hoopvolle karakter het. Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan wees deur die krag van die Heilige Gees. Vriende, ek is bevrees, dis nie vir ons wat Christene is bestem om sinies of pessimisties te wees nie, oor niks nie. Ons dien 'n magtige God. Paulus noem hom die God van hoop. Ons het altyd hoop. Ons het altyd hoop. En ons lewe as mense van hoop en ons wil ons kinders leer om kinders te wees wat altyd hoop het. Ons het hoop want Jesus het oorwin. Hier's 'n lys wat ek vinniger deur die waardes gaan hardloop. Ek wil net noem. Daar's eintlik soveel om te sê oor elkeen van hulle. Maar gaan hulle noem en hoop hulle kan julle by die huis die werk gaan doen. Verantwoordelikheid, vrygewigheid, gasvryheid. Gelukkig sal Poen volgende week, ek dink is volgende week wat hy praat oor gasvryheid as 'n waarde in 'n Christen familie. Eerlikheid, vertroue, geregtigheid, barmhartigheid. En eenheid. Geregtigheid is so mooi en ek gaan lees in die Engels Micah 6 vers 8. So belangrik. Dis wat God van ons wil hê. Nou gaan ek dit nie kan quote in Engels of in Afrikaans nie. Gaan lees Micah 6 vers 10. Dit is wat die Here van ons wil hê is om wie gaan dit vir ons quote? Micah 6.
om wees en wees te versorg, maar dit is to seek justice, to love mercy and to walk humbly before our God. Dit is wat God van ons verwag, om justice te hê, om weer wees te versorg is deel daarvan, ja. Om opbouend te wees is 'n waarde wat ons by moet stil staan. Ons woorde maak so baie saak. Ons ingesteldheid teenoor mekaar maak so geweldig baie saak. Hoor Efesiërs 4 vers 29. Hierdie is so belangrik vir wie ons is as Christenfamilies. Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En Spreuke 16 vers 24. Vriendelike woorde is 'n heuningkoek wat oorloop, soet vir die keel en helend vir die gebeente. Ons het woorde gekry om opbouend te wees. Dis waarvoor ons woorde het. Ons woorde is opbouend. Ons wêreld is vol kritiek. Ons wêreld is 'n wêreld wat nou 'n cancel culture geword het. Dit beteken nie ons kanselleer ons afsprake baie maklik nie. Dis wat ek gedink dit beteken. Ons vind iets beters om te doen en dan kanselleer ons doen die beter ding of ons bly by die huis want ons is nie meer lus nie. Cancel culture beteken nie dit nie. Dit beteken as iemand iets sê, dan haal jy hom uit. Dan maak jy hom belaglik. Dan val jy sy karakter aan. Dis die wêreld waarin ons onsself bevind, waar mense op social media mekaar vernietig. Ons is mense wat woorde gekry het wat opbouend is. Ons bou mekaar op. Ons leer ons kinders om mekaar op te bou. Ons leer ons kinders om woorde van genade teenoor mekaar te spreek en vir mekaar hoop te gee soos wat ons opbouend is. Ons wil die waarheid praat, ons wil die waarheid in liefde praat. Ek hoop hierdie is die laaste een waarby ek is, gedissiplineerd. Ek gaan vinnig nog gedissiplineerd doen en dan gaan ek aanskiep na die einde toe. Gedissiplineerdheid, 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Daar is niks goeds wat ons kan doen sonder selfbeheersing nie. Ons kan niks amper eers geniet sonder selfbeheersing nie. Ons kan nie die goeie gawes wat God vir ons gee, geniet sonder selfdissipline nie. Ons kan nie kos geniet sonder selfdissipline nie. Ons kan nie vryheid geniet sonder selfdissipline nie. Ons kan nie vriende geniet sonder selfdissipline nie. Ons kan nie ouerskap geniet sonder selfdissipline. Ons kan nie werk geniet sonder selfdissipline. Selfdissipline is 'n vrug van die Gees en is 'n waarde wat ons moet kweek in ons eie lewens en is 'n waarde wat ons vir ons kinders moet leer. Die heel laaste een is liefde. Ons kan al hierdie goedes doen. Vers 14 sê op die teksplaatjies, maar bekleed julle boonbehalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. So al hierdie waardes vind hulle egtheid in of ons werklik omgee. Ons betoon respek want ons gee om. Ons is lief vir ons ma, ons is lief vir ons pa. Ons weet God is lief vir my medemens. Ons betoon respek uit liefde uit omdat ons omgee. Al hierdie goeders, al hierdie waardes wat ons graag verlewe, kom uit 'n plek van liefde uit of dit is nutteloos. En so, hoe lyk 'n gesin wat hierdie waardes lewe, wat Bybelse waardes lewe? 'n Gesin wat Bybelse waardes lewe, is 'n lekker plek. Is 'n lekker gesin. Is 'n veilige gesin. Is 'n gesin wat lekker is om van deel te wees. Is 'n plek waarna jy wil teruggaan. Is 'n plek waar jy groei. Is 'n plek waar jy kan wees. 'n gesin wat 'n familie wat Bybelse waardes lewe, is 'n lekker plek. Dis ook 'n plek wat God gelukkig maak. Dis 'n plek wat vir God glorie bring. Dis 'n plek wat vir God in 'n duister wêreld lig laat uitskyn. Dis 'n plek waar die samelewing 'n verskil kan sien en wat hulle kan sien hoe lyk mense wat hulle God ken en wat vir hom lewe. Ek gaan baie vinnig net 'n kontras stel tussen die Bybelse waardes en die wêreldse waardes. En ek hoop dit sal baie duidelik wees hoe anderster dit is. En so as ons kyk na innige meegevoel, Pieter, jy kan vir ons daai lys opsit. Ek gaan net 'n paar kies. Innige meegevoel,
om reg vir mense om te gee hoe mense rondom jou voel en tyd vir hulle te hê of selfsugtig te wees of indifferent te wees. Ons kultuur is indifferent. Hulle gee nie om nie. Gaan net om myself. Maak nie saak wat ander mense dink nie. Vriendelikheid, die kultuur is okay met hardheid of onsensitiwiteit. Nederigheid, ons kultuur is heeltemal fyn met selfbevordering. Sagmoedigheid. Ons kultuur vier assertiveness baie meer as sagmoedigheid. En so kan ons aangaan. Geduld of instant gratification, verdraagsaamheid of onverdraagsaamheid, intolerance, vergifnis of wraak of grudges, opbouend of kritiek, eenheid of verdeling, liefde of selfsug, dankbaarheid of entitlement. Ek het na 'n klompie van hulle gaan kyk. As ek deur hulle almal gelees het, sou julle die mag gevoel het van hoe dit lyk om ander waardes aan te hang. Hoe lyk 'n familie in 'n samelewing wat ander waardes aanhang? So 'n familie is sout en lig. So 'n familie het werklike impak op die samelewing rondom hulle. En so 'n familie is 'n voorreg om van deel te wees. Ons het gekyk na identiteit, ons het gekyk na waardes. Ek gaan baie vinnig praat oor roeping. Roeping is 'n samevatting van identiteit en waardes. Roeping vloei uit identiteit en waardes uit. Roeping is in vers 15 tot 17. Vers 15 en 16 kom van binne en dit leef na buite toe. So, omdat ons identiteit in Jesus ken, so vers 15 sê, laat die vrede van Christus in julle harte regeer, so ons weet wie ons is. Ons is dankbaar dat ons vrede met God het, ons lewens is veilig, ons harte is vol. Ons laat die roeping is om die vrede van Christus in ons harte te laat heers, sodat ons dit kan uitleef vir ander. Ons is veilige mense vir ander mense as ons veilig is in Christus. As die vrede van Christus in ons harte regeer, dan is ons nie opvleend nie, ons is nie defensive nie, ons is veilig vir mense wanneer ons veilig is in Jesus. Vers 16 sê, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Weer eens, die woord woon in ons en dan lewe ons lewens van aanbidding uit. So ons lewe die woord, ons dink oor Jesus se gelykenisse, ons dink wat Jesus vir ons leer, ons dink oor God se karakter, ons praat daaroor as 'n gesin en dan lewe ons lewens van aanbidding. Dit maak vir ons sin om vir God te lewe as God dit waardig is. As ons kan sien wat God vir ons doen, as ons lewens 'n getuienis is van sy genade, dan leef ons uit. En dan die laaste ene, vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of daad, doen dit alles in die naam van die Here Jesus Christus. En so met ander woorde, ons lewens, alles wat ons het, behoort aan Jesus, en maak nie saak wat ons doen nie, ons lewe vir hom. Dis die wêreldbeskouing wat ons graag vir ons kinders wil leer. Familietyd is kwaliteit familietyd, wanneer ons kinders leer om vir die Here te lewe, want hulle kan dit in ons lewens sien. Hulle kan sien waar ons identiteit is, hulle kan sien wat ons waardesisteem is, en hulle weet wat hulle roeping is. Psalm 34 sê die, ek dink ek gaan dit doen, my kinders is nie hier nie, maar hulle met my vrou se my aanspreeklik hou. Psalm 34 sê die, en ek dink ons almal moet dit in ons huise opsit, die van ons wat Christen families is. Psalm 34 vers 4. Maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons sy naam verheerlik. En mag ons kinders aan die einde saam met ons kan sê, Psalm 34 vers 9. Beproef dit en ervaar. Die engel sê, taste and see, the Lord is good. Beproef dit en ervaar, die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie, ons harte
is nie altyd so dankbaar soos wat dit moes wees nie. Ons sien nie die wêreld altyd soos wat U dit sien nie. Ons het 'n verwronge beeld van ons, van U, van die samelewing rondom ons. Vader, ons het U genade nodig. Ons is behoeftig van U genade. Help ons om die wêreld te sien soos wat dit werklik is. Help ons om die wêreld te sien as een waar U 'n goeie skepper en onderhouer van die wêreld is. Waar U seun gegee het om ons met U te versoen, want ons is sondige mense. Maar Vader, help ons om U liefde te ken, om werklik ons identiteit te vind in die liefde. Sodat ons toenemend U waardes kan uitlewe. Die waardes wat U vir ons gee in die woord. Help ons om dit uit te lewe. Sodat ons mense kan wees wat vir Jesus lewe. Vader, ons weet in ons diepste binneste, dit is die beste. Dit is die dinge wat ons lewens sal sinvol maak. Dit is die dinge wat ons lewens 'n verskil sal laat maak. En dit is die dinge wat U naam sal groot maak. Vader, dis ons hart se diepste begeerte. En so Vader, help ons met dit. Help ons om getrou te wees as ouers. Help ons om gehoorsaam en getrou te wees as kinders. En help ons om werklik U liefde te ken. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie Here. Julle kom ons staan saam en sing ons hierdie laaste liedjie wat hierdie vasmaak in ons harte. Daar's hy, vriende, net 'n laaste paar afkondigings.
Ek wil julle uitnooi as jy nuut is vanoggend en jy het enige vrae wat jy oor Ligpunt het oor hoe om betrokke te raak by ons weeklikse samekomste en spesifiek ons samekomste in die middel van die week in ons kleiner gesinsgroepe. Gesels asseblief agter by die kontakpunttafel. Daar is Carlo en Cathy en hulle kan enige vrae wat jy dalk mag hê antwoord. Dan wil ek ook julle uitnooi aan die agterkant van julle teksblaadjies is daar 'n klompie nuus en RSVP skakels wat julle kan volg. Ek wil julle oë net rig op een spesifieke een. Dit is verbintenisklasse wat begin. Verbintenisklasse is 'n kort 3 weke kursus wat volg op Vertrekpunt. Dit is vir enigiemand wat graag wil deel raak van Ligpunt en sê ek wil my vlag by hierdie plaaslike kerk plant. Vir 3 weke gaan ons saam kyk na Ligpunt se geloofsbelijdenis en die lidmaatskap dokument. So as jy al 'n rukkie in Ligpunt is, of jy kom kuier al 'n rukkie, maar jy het nog nie die verbintenis geteken nie, jy is nog nie 'n lidmaat nie, kan ek jou uitnooi om na verbintenisklasse toe te kom. Die skakels sal julle kan kry op ons app, op die Church Center app en dan sal ons in kontak wees met julle. Laaste ding, indien jy graag vanoggend saam met iemand wil bid en die Here het in jou hart gewerk of daar is enige sake wat in jou lewe aan die gang is wat jy graag voorbereiding wil voor hê, kan ek jou uitnooi om vorentoe te kom. Ons gaan na die tyd hier wees, so 3 van ons, ek, Elof wat gepreek het en Marie gaan hier voor wees om saam met julle te bid. Vriende, kom ek stuur ons uit met die volgende woorde, lees dit saam met my. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en ook hulle kinders. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Vriende, gaan geniet die Sondag verder.